met mense wat fundamentalisties is. Dit moet ons doen. Net so as wat ons dit nie moet doen met mense wat skrifkrities is nie. En die krag van die Bybel, en ek wil dit kort stel, is amper ons herinner mekaar nie. Ek kon nou baie skrifdele gekies het hiervoor, om saam te praat oor die krag van die Bybel. Ek vat net een boek. Dit is die woorde van Hebreërs 4 vers 12. William, lees. Op die skerm. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerp as enige swaard met twee snykante. En dring deur selfs in die skeiding van siel en gees en van gewrigte en lig. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Ja. En die woord van God is lewend. Dit beteken dat daardie woord dit beteken dat daardie woord hy lewend. Dit beteken dit doen iets aan jou. As jy die houding inneem, hier's die Bybel. Maar die Bybel kan dalk nog iets aan jou doen. Maar as jy nederig aan die Bybel toe gaan, dan is die effek wat dit het, is dat dit jou tot aksie bring. Dit doen iets aan jou. En die Bybel is kragtig. Ek dink dit beteken dat die Bybel laat jou iets doen. Hy is lewend, hy wek die lewe in jou. Maar hy is kragtig, hy bewerk aksie by jou. En dan vervolg die skrifdeel met daardie woorde, dit is skerper as enige swaard met twee snykante. Mens kan ook kopkante toe loop wat daai alles beteken. Ek is seker elke predikant hier het al oor die skrifdeel 'n preek gemaak in jou kop wat dit alles sê. Hierdie swaard met twee snykante. As jy die woord hanteer, om reghand sny hy. En wat doen hierdie swaard met twee snykante? Ja. Errol sal, asseblief Errol. Wat doen hierdie swaard met sy twee snykante? Hy kloof oop. Hy kan aanskryf Errol. Hy nog een, hy ontbloot. Ek dink as die skrywer van Hebreërs vandag geleef het, dat hy 'n beeld moes gebruik sou as chirurgiese mens baie goed gewerk het. Errol kan nie om tog maar weer kom opsit, ek is nie seker hoe om dit te doen. Die werk wat die Bybel dan doen volgens hierdie beeld, is dat hy nie as 'n dreigement teenoor ons as Bybelgebruikers nie, maar ons wat hierdie nederige posisie voor die Bybel het dit eerder as 'n bemoediging. Ek kan weet, ek kan maskers hê. Ek kan maskers hê wat effektief is vir ander mense, ek kan selfs myself beloof. As ek die woord van God hanteer, dan werk hy soos hierdie swaard. Hy kloof oop. Hy maak dat ons ontbloot word. En as ek dit gelowig doen, dan kan ek as dit ware van die kant van die Heilige Gees na myself kyk. En kom ons vat die myself na ons samelewing, na problematieke in die samelewing. Hierdie woord het hierdie ontblotende krag. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Jy kan met retoriese triks en met goeie argumentvoering kan jy baie dinge regkry. Die woord gaan tot in die hart in. En dan sê die volgende vers, spel dit 'n bietjie uit, daar niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë en aan hom moet ons rekenskap gee.
Wat doen die regte Bybel hanteer? Dink bietjie of jy saamstem. Dit maak dat ek nie hoef te wag tot die dag van rekenskap nie. As ek die Bybel reg gebruik, wat is dit nou? Om te sê die genade dat ek hier en nou in my lewe hierdie ontbloting kan sien, van God se kant af kan kyk, en dat hierdie lewende en kragtige woord my kan omdraai. Mens kan die swart woord kan jy verkeerd gebruik. Baie kort daaroor. Doen dit wel veel. Ons sê, ons erken die gesag van die skrif. En die Bybel is die woord van God. Maar gebruik hierdie magtige instrument, sê dit met die tyd, of glad nie. Dit beteken nie, dan aanskuif jy. Dit beteken, die swaard bly in sy skede. Ek is maar nieuwerig. Ek wil nie die swaard uittrek, om ons sê maar, onderrig wat in die samelewing is. Of onethiese gedrag by 'n medegelowige. Of by myself. En nou hou ek die swaard in sy skede. Gebruik nie die Bybel. 'n ander verkeerde gebruik is dat ek van die swaard 'n plak maak. Jy kan ook sê 'n knopkie maak, 'n plak. Dink nou in terme van die swaard, tweesnydende swaard, die sy met sy twee snykante. As ek so omgebruik, dan werk. Hy sny. Maar as ek op sy platkant draai, wat gaan gebeur? Maak seer. Hy gaan kneus. Hy gaan kwaad maak. Maar hy sny. So my skrifbeskouing moet voortloop, uitloop op 'n regte skrif gebruik. Wanneer maak ek van die swaard plak, wat ek hom nie gebruik om hier te ontbloot, ek dink aan 'n operasietafel. Wanneer ek byvoorbeeld nie regtig was John, ek het net vanoggend daaroor gepraat. Wanneer ek nie regtig skrifprediking het, dan misbruik ek as prediker daai kosbare minute in die erediens om die swaard te laat werk met allerlei interessanthede. John se woorde was dit van die internet afgetrek, dit afgetrek. Jy het hier 'n oulike mooi show en almal geniet dit nogal. En jy stap huis toe en jy dink, nou ja. Môre onthou ek 'n paar prentjies en 'n paar mooi goeders, maar was nie snywerk plaas. Hoekom nie? Want dit was nie regtig skrifprediking. Dit was 'n praatjie. Interessant, selfs vermaaklik. En dit bring jou sommer dan by die laaste gebruik, dat die swaard word 'n rugkrap. Jy kan op die swaard gebruik, ag ek juk so 'n bietjie. En ek krap aan jou plek. Hoe lyk skrifgebruik dan? Ek sal die hele tyd net, as jy op die radio luister, dan voel dit my baie keer is dit so, gelukkig nie altyd. Maar baie keer is dit om bietjie die seerplekkies, salfies op te sit, en die rug te krap, en die plekke bietjie en so. Nie verkeerd nie. Maar as dit in 'n gemeentebediening die patroon is, dis net die hele tyd oor die verskriklike misdaad en hoe dit nou en hoe mense en so. Ek kan amper sê dit is 'n gevaarlike iets wat ek sê, of wat ek sê, ek kan maklik misverstaan word. Dit is 'n oor-spiritualisering wat plaasvind. Wie sal amper sê, jy kan toch nie oor-spiritualiseer. Jy kan! In geleerde taal vir die theologie ouens, dis pietisme. Dis
in ons land met al sy problematiek, gaan jy met die prediking en jy skep eintlik so 'n wonderlike kloosterwêreld. En is so verskriklik alles, maar God is lief vir jou. En jy moet net dink aan die wonderlike hiernamaals en sorg dat jou verhouding met God reg is. Dis die skrifprediking. Die skrifprediking, as dit een in 'n reeks van 20, het hierdie belangrike element van jou persoonlike verhouding met God. Maar die ander 19 moet ander sake aansluit, moet gewoon dit wat in die skrif aan die orde is, helder en duidelik bring, al tap dit op toon. Al is dit ongeweld, al is dit die swaard wat nou sny, jy moet net weet, ek het nie verval in skrifkritiek nie, my nie slimmer gehou nie, ek het nie verval in fundamentalisme om my dom te hou. Eerlik, goeie, gedee, eksegese gedoen, en dis duidelik, dis wat God wil hê. En hier kom by swaard in my sny. Sulke skrifprediking, laat mense praat. Maar my ervaring is, dat die mense nie kwaad maak, in die sin van wanneer jy hulle plak, met die plakkap van die swaard. Kan hulle op die kort termyn onthuts maak. En wat ek bedoel, hier's 'n appel, ek moet my bekeer, en hierdie ding wat ek nie dink verkeerd is nie. Maar dan van die gesprek plaas. En ons gaan probeer diep te kry, ons gaan kyk, maar goed, kom ons gaan sit. En dan word dit al daai naweek kan, waar ons nou nie boelings kan. Maar regtig, as dit dan nou moet teruggaan, ver terug in denke, en ons loop die pad saam. En die maniere van reggebruik, ek het sommer so 'n akroniempie gemaak, wat ek nou nuttig kan wees, in jou eie omgang met die skrif. Jy moet begryp, verstaan. Jy moet beleef, kan sê, in jou innerlike, en is nie net, ek bedoel dit nie net op 'n emotiewe vlak, maar onder andere, emosies moet betrokken wees. Jy moet jou inleef, en dit bedoel namelijk op 'n mystieke vlak, dat jy moet, as jy lees van Jezus, is daar op die oewer van die meer van Galilea, en die vissers op hulle bote, en hy roep hulle, as jy dit lees, dat jy is daar. Jy leef jou in. Of as jy lees van Hosea 11, waar hy skryf oor hoe God dit nie oor sy hart kon kry, sê ons nuwe vertaling, om Israel te verdelg. Dat jy jou inleef. Jy hoor, dit is 'n bietjie op die terrein van die mystiek waar jy beweeg. En die laaste een, uitleef, dis nou weer die doen. En afgekort, dit is so die eerste letters van Bibel. Ons moet maar 'n Bibel begin sien hoe die Bybel werk. Beleef, inleef, begryp, uitleef. Begin met begryp. My verstaan, of verstaan, maar hier vanaand verstaan. Nie, dis ek die padda, ek sê vir jou hoe jy lyk. Ek luister. En die verstaansproses in 'n nederlaag, dit trek ek as prins, die lyn deur hierna weer dominees hier. Dit nie as van die persone wat jarelang in Bybelstudiegroepe is. Die goed is in jou kop helder. Maar ek wil tog dit net reduseer na enkele, wat ek sal sê, ter sake dinge is wat moet gebeur, voordat jy kan sê, soos die Here sê, moet hierdie ten minste hierdie goed gebeur. Ek vat as voorbeeld die opdrag sê nou maar slawe wees onderdanig aan julle baas. Sien nou moet die skrifgedeelte werk. En daar's 3 skrifdele in die Bybel, maak nou nie saak wat dit is. Ek gaan nie in diepte nie, ek gaan net die stappe noem en ons gaan binne 'n paar minute dit klaar wees. Eerste een, Errol. Hoef ek dit te sê?
die hele tyd jou herinner. Waarmee is ek besig? Ek is besig met die produk van die inspirasie. Besig met die produk van die Heilige Gees. En ek wil nie toelaat nie, betrap my dat dit baie keer gebeur, maar ek wil nie toelaat dat ek dit vergeet. Dat ek maak asof ek maar so net met 'n stuk literatuur werk. Daarom bidde van begin tot einde. Eerste stap, of miskien moet ek nie sê stap nie, dis 'n aktiwiteit wat moet plaasvind. Betekenis van die woorde in die hele paragraaf. Lees hom weer, as ek nie grondtale ken nie, was ook 'n wonderlike hulpmiddels, verskillende Bybelvertalings, daar het jy op die rekenaar vermoë om so 4 of 5 vertalings so langs mekaar te kan neersit, of die multivertaling Bybel, ek weet nie of jy hom ken nie, of daai interlineêre Bybel, en ek kyk net bietjie die woorde en die betekenis van die paragraaf. 'n volgende aktiwiteit wat moet plaasvind is, watter werk doen hierdie paragraaf waarmee ek werk? So hoor die slim studente praat van 'n penkoop. Watter werk doen hierdie paragraaf in die hele boek? Want ek wil nie 'n skrifgedeelte wat 'n organiese deel is van 'n groot geheel afhaal en maak asof die res nie invloed het. Nee, dis vervleg met die hele boek. En ek kyk net na hierdie stuk, maar ek weet uit lyne wat loop na die ander toe. Nog 'n faset is dit waaroor dit gaan in hierdie paragraaf. Die tema van hierdie paragraaf. In hierdie geval is dit die verhouding van slawe met hulle baas. Wat sê die Bybel hier? En dan kry of 'n goeie tematiese konkordansie. Bybel en praktyk het agter in taamlike ene, maar nie uitputtend nie. Met die rekenaar baie maklik. En ek gaan kyk net gou en ek in min tyd, 'n uur, gaan lees ek met 'n soektog oral waar iets gesê word. Levitikus, elders in die Nuwe Testament, gelykenisse wat slawe in die verhaal ingewerk het. Ek kry net 'n prentjie deur die Bybel oor die tema waarmee ek werk. 'n volgende faset. Ek moet bewus wees, nou julle die definisie van skrif beskou, dis tydgerig. Ek wil daai tyd meer van weet. En dan moet ek in my kop sê, hier staan ek 2014. Ek moet julle klomp honderde jare in die verlede inloop en gaan klim in die sandale van die mense aan wie Paulus het geskryf. Ek wil weer agterkom. Hoe was dit daai tyd? En as dit gaan oor slawerny, dan moet ek bietjie gaan lees oor slawerny in die eerste eeu. Toe ek dit die eerste keer gedoen het, noem ek maar, het 'n wêreld oopgegaan. Want dit is nie die slawerny van die middeleeue, of die slawerny waarvan ons bevry geraak het in die 1830s nie. Heeltemal iets anders. So ek is 'n bewuste iets wat ek moet doen, ek moet my dissiplineer, ek moet dit doen, die regte bronne om dit te doen. Volgende faset. En nou moet ek na dit gedoen het, klim ek weer al die eeue, oor al die eeue, en ek kom staan in my uitskoete. En dan moet jy nie aanvaar, ek ken my wêreld. Nee. Ken jy die arbeidswetgewing? Dit gaan beteken, soos dat ek eksegese moet doen, oor die destydse wêreld, moet ek eksegese doen oor vandag. En ek sal my prokureurvriend moet bel en sê, jong, arbeidswette, hoe werk dit? Vakbondwese, hierdie stakery en al die onderhandelinge, hoe steek alles in mekaar? Ek sal moet oor die problematiek van arbeid, daar is nog ander fasette ook, sal ek moet 'n studie doen, nie my naïewe weet daarvan, en dis nou maar reg, net soos ek met die Bybel, ook nie net op my naïewe weet moet gaan studeer. Volgende een,
En eers laat in die proses. Ek wil gaan kyk wat het ander mense al gesê, kommentaar raadpleeg. Maar eers laat. Hoekom laat? Ek is jaloers op hierdie persoonlike verhouding met die Heilige Gees. Dat die Heilige Gees wat die boek geskryf het, my lei om te verstaan. Maar ek het dalk nie goed geluister. So ek gaan nie nou aanvaar wat ek verstaan is, het as die leiding van die Gees is die leiding van die Gees. En hier is al 2 millennia verby van studie, en ek gaan soek 'n paar goeie kommentare. Aspirus nie net om al